Welkom. Dit is so goed om saam met jou vandag te wees en om saam 'n bietjie te gesels oor die idee wat ek wil deel en wat altyd 'n lekker idee is om te deel. Net so kort na Paasfees is die idee van Jesus as ons nuwe tempel. En die teksvers wat ek graag wil lees om hiermee te begin is die storie van die tempelreiniging waar Jesus wat kan ons dit noem, die vlooimark deel van die tempel, eintlik die mense, die mense wat goed verkoop daar, die smouse en die handelaars uitdryf met 'n sweep. Maar ek wil dit lees uit die Johannes Evangelie. En dit is reg aan die begin van die Johannes Evangelie in hoofstuk 2. So lees saam met my Johannes 2 verse 13 tot 22 en ek gaan lees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. Vers 13. Die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het na Jerusalem toe gegaan. In die tempel het hy mense gekry wat beeste, skape en duwe verkoop en ook die geldwisselaars wat daar sit. Hy het toe 'n sweep van toue gemaak en almal uit die tempel gejaag, ook die skape en beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond uitgegooi en hulle tafels omgegooi. Vir die duiweverkopers het hy gesê, "Vat hierdie goed hiervandaan weg. Moenie die huis van my Vader 'n markplek maak nie." Sy disippels het toe daaraan gedink dat daar geskrywe staan, "Die ywer vir u huis sal my verteer." Die Jode sê toe vol in vers 18, "Watter teken kan u vir ons gee dat u hierdie dinge mag doen?" Jesus het hulle geantwoord, "Breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit weer oprig." Die Jode sê toe, "Hierdie tempel is in 46 jaar opgebou en u sal dit in 3 dae oprig?" Maar met die tempel het hy sy liggaam bedoel. En daar is ons kernvers. Met die tempel het hy sy liggaam bedoel. Nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woorde wat Jesus gespreek het, geglo. Nou hierdie is 'n baie interessante teks vir baie redes. In die antieke tyd was jou liggaam was eintlik jy. So wanneer Jesus sê sy liggaam gaan afgebreek word, hierdie tempel wat my liggaam is, verwys hy na homself. Dit was 'n baie unieke karaktertrek van antieke psigologie. Hulle het nie hierdie skeiding gehad tussen siel en gees en liggaam soos wat ons dit vandag bietjie het nie. Vir hulle was die mens een wese gewees. So wanneer Jesus na sy liggaam verwys hy na homself. En hy sê eintlik, my liggaam is 'n tempel. Nou wanneer ons die Johannes Evangelie lees, die eerste ding wat jy sal opmerk is, hierdie storie, hierdie weergawe van die tempelreiniging is bietjie anders as die wat jy in die sinoptiese evangelies kry. Die sinoptiese evangelies is Matteus, Markus en Lukas. Die tempelreiniging is een van die belangrikste gebeure in die storie van Jesus. En hy verskyn in al 4 evangelies. Daar's min stories wat in al 4 van hulle verskyn. Tempelreiniging is een. Maar in die sinoptiese evangelies in Matteus, Markus en Lukas verskyn die tempelreiniging aan die einde van die evangelies. Gaan lees bietjie en kyk. Dit is hier so aan die einde. En die rede hoekom hulle aan die einde geplaas word in die sinoptiese evangelies is om te sê dit is die rede waarom Jesus gearresteer word. Nou ons almal weet, dis meer ingewikkeld as net dit, maar die offisiële rede, kom ons sê die rede op swart en wit, vir Jesus se arrestasie was sy uitsprake en sy aksies teen die tempel. Die Jode was baie sensitief oor dit gewees. Klompie jare gelede, voor Jesus se tyd, was daar 'n ander man wat ook stellings teen die tempel gemaak het en amper doodgemaak is. Dit was Jeremia. Jesus het nie weggekom van dit af. Hulle het hom gearresteer en ons weet hoe die storie dan verder verloop. So in die sinoptiese evangelies in Matteus, Markus en Lukas is die rede en die doel vir die tempelreiniging om te verduidelik waarom Jesus gearresteer is. Is dit so in die Johannes Evangelie? Die antwoord is nee.
In Johannes Evangelie het dit 'n ander doel. Hy word nie aan die einde van die evangelie geplaas nie. Die rede vir die tempelreiniging in die Johannes Evangelie is nie om te sê dit is die rede waarom Jesus gearresteer word nie, nee. Die doel van die tempelreiniging storie in Johannes Evangelie is om te sê Jesus is die nuwe tempel, sy liggaam, sy wese, dit wie hy is. Hy is die nuwe tempel. En dit is 'n baie belangrike ding, want ons moet verstaan, teen die tyd wat die Johannes Evangelie geskryf is, toe die Johannes Evangelie geskryf is, was die Joodse tempel, die een wat in Jerusalem gestaan het, op die berg, afgebreek. Johannes Evangelie is 'n latere evangelie as die sinoptiese evangelies. Hy is later geskryf, en toe Johannes Evangelie geskryf is, het die Romeine lankal al die tempel afgebreek. Nou kom ek gee vir jou gou so 'n idee van die betekenis van die tempel. Kom ons doen gou 'n bietjie geskiedenisles, want ek is 'n prof en ek hou daarvan om 'n bietjie geskiedenis met mense te doen. Dit is my altyd die lekkerste deel. Nou in hierdie eerste foto wat jy gaan sien jy net 'n basiese illustrasie van min of meer hoe die tempel sou lyk. Ek dink in hierdie foto kan jy dalk net baie meer mense verbeel. Maar jy sal sien daar is 'n groot buitenste deel wat omring is deur 'n klein muurtjie, portiko's aan die agterkant. En dit is die hof van die heidene. Dit is ook waar die tafels en die diere en die geldwisselaars was. Ons noem dit die vlooimark gedeelte van die tempel, want dis waar jy die mense sou gaan, eerste om te koop dit wat hulle wil offer. Want baie mense het nie net hulle eie diere en goed gebring nie, party mense het, maar dit was net makliker om tempel toe te gaan en 'n dier daar te koop wat jy wil offer. En dan in die binnekant is die meer selektiewe deel. En nou as jy na die volgende prentjie toe gaan wat ek vir jou wys, daar gaan jy nou die struktuur van die tempel sien. Die tempel was 'n pragtmonument gewees. Teen die tyd wat Herodes geleef het, is die tempel opgegradeer. Herodes die Grote het ongelooflik baie geld spandeer om die tempel op te gradeer. Soveel so dat dit later genoem word Herodes se tempel. So die tempel het baie mooi gelyk in die tyd van Jesus. Nou wat jy daar sal sien op hierdie foto is jy die buitehof. Nou die buitehof noem ons die hof van die heidene, en dis soos ek nou net gesê het, dit is waar die diere en die goed was, die hof van die heidene. En dis waar almal kon gaan. En dan sien jy nou daar is 'n binnedeel met hoër mure wat die hof van die vroue is. Die hof van die vroue. En dit is eintlik waar Joodse mans en vrouens kon gaan, maar hulle was geskei. Selfs vandag nog, as jy na die Joodse tempel toe gaan, dan is die klaagmuur ten minste, nie die tempel nie, maar wat oorbly van die tempel ten minste, die klaagmuur, dan skei hulle jou, die vrouens aan die een kant, die mans aan die ander kant. En dan, net so 'n bietjie vorentoe, is die hof van Israel. Dis die hof van Israel, dis waar die Israelitiese mans kon gaan. En dan in die binnekant, op die foto en die illustrasie wat jy op jou skerm nou sien, heel links sien jy die hof van die priesters, die priesterhof, dis waar die priesters hulle ding gedoen het, dis waar die altaars was, dis waar die priesters die offers hanteer het, en dan daai gebouetjie in die middel, die hoë gebouetjie wat jy in die middel sien, dit is die allerheiligste, die heiligste deel van die tempel, die deel waar die hoëpriester slegs 1 keer 'n jaar in sou gaan. So dit is die tempel. En jy sal sien, elke deel van die tempel het mense uitgesluit, né? Die hof van die heidene, almal kon daar gaan. Hof van die vrouens is waar net Israeliete kon gaan. Hof van Israel of die hof van die Israelitiese mans is net waar Israelitiese mans kon gaan. En dan uiteindelik in die hof van die priesters, net die priesters en die leviete, en dan die allerheiligste, net die hoëpriester 1 keer 'n jaar. So die tempel werk baie hiërargies en hy sluit mense uit hoe nader jy aan die heiligdom kom. Nou hierdie is die tweede tempel. Die tempel waarby Jesus is, noem ons die tweede tempel. Die eerste tempel, die tempel van Salomo, is vernietig deur Nebukadneser, in die jaar 586, toe die Babiloniërs die suidryk Juda ingeval het. So toe
bou hulle weer, na hulle uit ballingskap uit is, toe begin hulle weer te bou aan 'n tempel. En jy lees hiervan in die boeke van Sagaria en Haggai in jou Ou Testament. En dit is veral gebou onder die leierskap van 'n man met die naam van Zerubabel. En hy is voltooi so ongeveer in die jaar 516 voor Christus. Toe is die tweede tempel voltooi. En soos ek nou nog gesê het, so 20 jaar voor Christus het Herodes die Grote hom uitgebrei en opgegradeer. Die tempel was die sentrum vir Joodse godsdiens. Maar in die jaar 70 na Christus, 70 jaar na Christus, het 'n baie tragiese gebeur. En dit is toe die Romeine gekom het en die tempel vernietig het, toe daar 'n opstand van die Jode was. Daar was 'n opstand van die Jode. Die Romeine het hulle weermag gestuur, 'n klomp Jode doodgemaak, klomp Jode het gevlug, onder andere na Masada toe, die vandag nog kan gaan sien, waar hulle massa selfmoord gepleeg het. Maar die Romeine het geweet, hoe breek jy die gees? Hoe breek jy die identiteit van die Jode? Breek hulle tempel. En dis presies wat hulle gedoen het. En tot vandag toe is die tempel natuurlik nie herbou nie. So dit is net so kort geskiedenis van die tempel wat ek vir jou wil gee. Nou, wat is die betekenis van die tweede tempel vir die Jode gewees in Jesus se tyd? Wat was daardie betekenis? Net so 'n paar punte. Die tempel was gesien as die woonplek van God. Dit is waar God die mens op die aarde ontmoet het. Ons sien dit vandag bietjie anders, maar vir die Jode, die tempel was dis waar jy God ontmoet het. Dit was ook 'n sosiale en 'n ekonomiese sentrum vir die Jode. Dit was waar hulle tempelbelasting byvoorbeeld betaal. Ons lees dikwels, nê, in die Bybel en in die Nuwe Testament oor die tempelbelasting. Maar dis ook waar mense bymekaar gekom het. Dis waar hulle bymekaar gekom het vir die feeste. Tot 'n groot mate kon jy nie eintlik feeste gehad het, veral die pelgrimsfeeste. Paasfees, die Loofhuttefees, hierdie feeste kon jy nie gehad het as daar nie eintlik 'n tempel was nie, want die mense het na die tempel toe getrek. Dit was 'n plek van versoening natuurlik. Dit is 'n plek waar jy jou offer gebring het, waar jy kon hoop om weer reg te maak met God en jou sondeskuld te kon vereffen. Dit was 'n simbool van hulle nasionale identiteit en God se teenwoordigheid en guns oor Israel. Die tempel was ongelooflik belangrik en daarom kan jy verstaan, toe die Romeine die tempel vernietig in 70 na Christus, het alles vir die Jode verander. Hulle het 'n identiteitskrisis gehad. Dis ook toe die rabbynse beweging begin het en die Jode moes herbesin oor wat hulle verstaan as Judaïsme, wat verstaan hulle as hulle identiteit, want skielik het hulle dit nie meer nie. Wat vir hulle was iets soos die Paasfees byvoorbeeld, een van die belangrikste feeste vir die Jode, die Paasfees, die Pesach, was onlosmaaklik gekoppel aan die tempel. Skielik het hulle nie meer, kon hulle nie meer 'n groot versoendag, 'n Yom Kippur, die groot versoendag, waar die priester in die allerheiligste ingegaan het. Hulle kon dit nie meer vier nie. So alles, toe die tempel vernietig is, alles vir die Jode verander. Hulle is natuurlik ook uit Jerusalem uitgejaag. Johannes Evangelie word geskryf tot 'n groot mate in die hoogtepunt van hierdie identiteitskrisis van die Jode. Jy moet onthou, meeste van die vroeë Christene in die eerste eeu in die tyd van die Nuwe Testament was natuurlik Jode gewees. Hulle was Jode gewees en daar was 'n klomp heidene ook natuurlik deel van die Christelike beweging, maar hulle was gesien as God-aanbidders of Joodse mense wat hulle self bekeer het tot die Judaïsme en later word hulle Christene. So jy kan nie eintlik die eerste eeuse Christendom skei van die Judaïsme. Nou skryf Johannes, en wat sê hy vir hulle? Eintlik wat hy vir hulle sê is, julle tempel is vernietig, en julle soek hierdie betekenis, julle soek hierdie identiteit. Jesus is die nuwe tempel. En wat beteken dit vir my en jou vandag? Soos ons nou net uit Paasfees uitgegaan het, en soos ons nou uitkyk na Hemelvaart, wat beteken dit vir ons? Om te dink dat Jesus nou die nuwe tempel is, na die opstanding, na alles gebeur het. Nou waar ons staan, nadat ons die Paasfees gevier het. Nou moet ons verstaan, ons het 'n tempel.
maar die tempel is Jesus self. Die tempel, en die eerste ding wat die tempel vir ons doen, is die tempel gee vir ons 'n nuwe identiteit in Christus. Net soos wat die Joodse identiteit onlosmaaklik gekoppel was in die tempel, so word ons identiteit, wie ons is, diep ingewortel in wie Jesus is. En sodoende word ons eintlik pelgrims na die nuwe Christus tempel. En jou lewe, jou verhouding met God, jou wandel met God, jou wandel in die Gees, word 'n tipe van 'n pelgrimstog wat uiteindelik eindig in die tempel wat Jesus is. En so word ons tempelgangers van 'n Christus tempel en kry ons 'n nuwe identiteit in Jesus. Jy weet, baie mense sê dikwels as hulle geroep word deur die Here en hulle moet iets doen vir die Here en ons almal het 'n roeping. Almal het 'n roeping. Dan sal mense dit wil sê, ja, weet, hierdie is nie eintlik hierdie opdrag wat God my gee is. Dis nie eintlik wie ek is nie. Dit pas nie in by my persoonlikheid nie. Ek is nie iemand wat met mense wil praat nie, jy weet, of ek is nie iemand wat dit wil doen nie. Ek is nie iemand wat hierdie roeping wil uitleef nie. Dit pas nie by my persoonlikheid nie. Maar is God nie die een wat jou gevorm het? Ken God jou nie beter as wat jy jouself ken? Kan God nie sien wat jy kan word nie, wat 'n potensiaal daar in jou is om iets te word, om 'n nuwe identiteit te kry in Christus, sodat jy daai lewensvolheid van jou roeping weer kan kry. Dit is so belangrik. Ons wil dikwels hê God se roeping moet inpas by ons agenda, ons persoonlikheid, ons identiteit, maar dit werk nie so nie. Jy weet, die apostel Paulus is 'n baie goeie voorbeeld hierso. Jy weet, Paulus se naam verander mos, nee, hy word genoem Saulus en dan toe hy bekeer is, dan word hy genoem Paulus. En baie mense sal sê dis net 'n naamsverandering en eintlik het hy sy naam behou. Saulus, en dis korrek. Saulus is Shaul, sy Hebreëse naam, sy Arameese naam, en Paulus is sy Grieks-Romeinse naam. Net soos wat baie swart mense vandag het 'n naam, hulle eie oorspronklike naam van hulle kultuur, 'n Zulu naam of 'n Xhosa naam of wat ook al, en dan het hulle 'n Engelse of Afrikaanse naam ook wat hulle gebruik as hulle by wit mense is wat nie altyd hulle name kan uitspreek. En so was dit dieselfde met Paulus. Sy naam was Shaul en dan word hy in Grieks-Romeins op net Paulus genoem. Maar kyk 'n bietjie. Die oomblik toe hy sy roeping kry, die oomblik toe Paulus besef, hy moet die apostel wees vir die heidene, want dit was Paulus se roeping. Hy is 'n Jood wat die Christene vervolg het. Hy was 'n radikale, fundamentalistiese Jood gewees. Paulus sê dit self, ek is so Jood soos wat kom. Jy weet, ek is 'n Fariseer, 'n Hebreër uit die Hebreërs, besny op die 8ste dag, onberispelik in die wet. Al hy goed noem hy. En wat doen hy? Die oomblik toe hy sy roeping kry, die oomblik toe hy besef, sy tempel is eintlik Jesus, verander Paulus sy identiteit. Hy gebruik nie eers meer sy Hebreëse naam nie. Sy persoonlikheid pas in by sy roeping. Lees bietjie Paulus se briewe. Verwys hy een keer na homself as Saulus, as Shaul. Nee, verwys hy een keer. As ons nie gelees het in Handelinge dat sy naam ook Saulus was nie, sou ons nie eens geweet het Paulus se ander naam was Saulus of Shaul nie. En dis 'n goeie voorbeeld van iemand wat op grond van hulle roeping daai nuwe identiteit in Christus kry. En dit is wat Christus as die nuwe tempel vir ons doen. Soos wat die tempel vir die Jode identiteit gee, gee Jesus as die tempel vir ons identiteit. 'n Volgende ding van die tempel. Die tempel was 'n simbool van God se teenwoordigheid en sy gesag. As jy die boek Hebreërs in die Nuwe Testament lees, dan sien jy baie hiervan. En ek vir jou sê, as jy belangstel bietjie meer van die goed, gaan lees gerus Hebreërs. Ek verwys nou nie na Hebreërs vandag nie, ek werk uit Johannes. Maar ek kon eintlik, as hierdie nou 'n lesing was, want wat ek dalk 'n uur en 'n half of 2 ure gehad het,
dan sou ek Hebreërs ingebring het hierso. Dis baie interessant. Die tempel was gesien as God se huis, God se woonplek, God se teenwoordigheid hier op aarde. Nou as jy die Johannes Evangelie lees, net voor Johannes 2 in Johannes 1 vers 14, lees ons, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Jesus met ander woorde, het mens geword en onder ons kom woon. Nou, dis baie interessant, die Griekse woordjie wat daar gebruik word vir woon, is nie die algemene woordjie wat ons gebruik in Grieks. Die algemene woordjie wat ons in Grieks gebruik om ergens te woon of te bly, is die woordjie oikeo. Dit is verwant aan die naamwoord oikos, en 'n oikos is 'n huis. Maar hy gebruik nie daai woord nie, hy gebruik nie 'n vorm van oikeo nie. Hy gebruik eskenose. En as ons dit werklik moet vertaal om daai sin van eskenose uit te bring, eskenose is verwant aan die naamwoord skene, skenos. En dit is 'n tent. So wat dit eintlik sê is, die woord het mens geword en onder ons kom tent opslaan. Maar wat was die bekendste tent in die Bybel? Die tabernakel. En 'n mooi vertaling van daai teks sou wees, die woord het onder ons het mens geword en onder ons kom tabernakel wees. So alreeds in Johannes 1 vers 14 sien ons die idee dat Jesus ook die tabernakel is. En onthou, die tabernakel is die voorganger vir die tempel. En hierdie teks ondersteun my punt dat Jesus die nuwe tempel is. En saam met God se teenwoordigheid, Jesus se vleeswording is met ander woorde God se teenwoordigheid, nie meer in 'n tempel van klip en stene, maar tempel van vlees en bloed. Dit is wat God vir die mens stuur. En dit is Jesus. En so kom God se teenwoordigheid op 'n nuwe, lewensgewende manier tot stand onder die mense, deur Jesus en sy vleeswording. En deur Christus, in Christus, is God nou teenwoordig saam met ons. Jy lees dikwels in die Bybel dat ons moet in Christus wees. Dit beteken ons moet in sy tempel wees, in hom wees, in hom wat die tempel is, wees. As jy in Christus is, as jy 'n verhouding met Christus het, as jy 'n pelgrim is vir die Christus tempel, dan is jy binne God se teenwoordigheid. En dis nie beperk tot 'n plek nie. Dit was die groot beperking van die tempel in Jerusalem. Die mense moes lank loop. Hulle moes gereis het soos jy nie sal glo nie. Dis waar die psalms vandaan kom. Jy weet die bedevaartsliedere, die liedere, die pelgrimsliedere. Dis die liedere wat die mense gesing het terwyl hulle in 'n karavaan, jy weet, nie 'n karavaan wat jaag op jou kar nie, 'n karavaan met kamele en goed, het hulle afgery in 'n groep af Jerusalem toe, en dis die liedere wat hulle sou sing op pad na Jerusalem toe, op pad na die tempel toe. Die tempel was baie beperk, die aardse tempel van die Jode was baie beperk, want nie almal het toegang gehad tot die tempel nie, jy moes ver reis. Die tempel wat Jesus is, daai tempel kom na jou toe. Jy hoef nie na daai tempel toe te gaan nie. Is dit nie wonderlik om dit te dink nie? En saam met dit kom God se gesag. Saam met dit spreek God sy lewe en sy gesag in jou lewe. En want die tempel was ook 'n plek van God se gesag, God se heiligheid. Die tempel was 'n heilige plek en dit is baie belangrik. So nou as ons dan nou verder kyk, die tempel was natuurlik ook 'n plek van aanbidding. In Johannes 4, so nou kan julle sien ons beweeg Johannes 1 voor Johannes 2, nou Johannes 4 toe. Dis die storie van Jesus wat die Samaritaanse vrou ontmoet. En dan sê Jesus, hulle stry bietjie oor, eers te begin te praat oor haar lewe en haar klomp mans, en dan verander sy vinnig die onderwerp, en dan praat hulle so vinnig oor die tempel. En dan vra sy, Here, waar gaan die mense aanbid? In die tempel in Jerusalem, of die Samaritane het hulle eie tempel gehad, op berg Gerizim. So toe vra sy, gaan hulle in Jerusalem aanbid, of gaan hulle daar, by die Samaritaanse tempel, gaan hulle daar aanbid? Dan antwoord Jesus haar in Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou,
wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil hê dat mense wat hom so aanbid, sy aanbidders moet wees. Is dit nie mooi nie? Hy sê die tyd is nou, daar kom 'n tyd en die tyd is nou. As jy 'n ware aanbidder wil wees, gaan jy God in gees en in waarheid aanbid. En daardie gees en waarheid is presies wat ek nou van gepraat het, om in die Christus tempel te wees. Dit beword dan 'n ware aanbidding. Ek het al dikwels gesien dat hierdie vers bietjie verkeerd geïnterpreteer word. Baie mense dink dit gaan oor lofprysing en aanbidding, soos musiek. Ek sê nie dit sluit dit uit nie, maar dis nie wat aanbidding was vir die antieke mense nie. Vir ons vandag in kerke is lofprysing en aanbidding musiek. Vir die antieke mense, musiek was 'n deel daarvan. Maar wat was aanbidding in die antieke tyd? Aanbidding in die antieke tyd was om offers te bring. Dit was hoe jy aanbid het. Jy het nie aanbid deur musiek te maak nie, jy het aanbid deur offers te bring. Jy kan natuurlik vandag se lofprysing en aanbidding met dit koppel, maar in die antieke tyd was dit om 'n offer te bring. Dis hoe jy aanbid het. En aanbidding behels opoffering om iets te offer en dan natuurlik versoening met God. Maar die wonderlike ding van hierdie tempel wat Jesus is, jy hoef nie 'n offer te bring nie. Jesus was reeds die volmaakte offer. En eintlik is jy in jou lewe die offer wat jy vir God bring. Jy moet eintlik net opdaag. Jy moet daar wees net en sê, Here, hier is ek. Neem my, gebruik my. Gee my hierdie nuwe identiteit in Jesus tempel. En dan, deur Jesus, deur in Christus te wees, word ons versoen met God. Die Jode het versoening gekry op die groot versoeningsdag, wanneer die hoëpriester een keer 'n dag 'n offer gebring het, een keer 'n jaar 'n offer gebring het in die allerheiligste. Jesus se liggaam is die allerheiligste. Jy hoef geen offers te bring. Elke dag is vir jou 'n groot versoendag. Elke dag kan vir jou 'n Yom Kippur wees in hierdie tempel wat Jesus is. Jy kan jouself met God enige tyd versoen. Jy hoef nie te wag vir daai een dag soos die Jode nie. En dan ten slotte, almal is welkom in hierdie tempel. Ek het veel gesê, die Joodse tempel het mense, soos jy heiliger in die heilige dele van die tempel ingegaan het, is mense uitgesluit. Jy geweet as jy gestremd was, kon jy nie by die tempel gaan. Jy kon nie na die heilige dele gaan. As jy 'n vrou was, kon jy nie gaan. Hierdie tempel wat Jesus is, sê almal. Almal kan kom. Matteus 11 vers 28 maak Jesus die uitnodiging. Almal, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Sê saam met my, almal. Dat almal sluit jou in. En ek sal julle rus gee. Want die tempel was ook 'n plek waar jy die rus en die vrede van God gekry het, wat saam met sy versoening. Want dis wat na versoening gebeur. Ons bring ons offer, ons word versoen met God deur Christus. Stop dit daar? Nee. Ons is regverdig en dan beleef ons die vrede van God, die rus van God. Dit is wat 'n tempel bring. Hierdie wonderlike tempel wat Jesus is so toeganklik. Jy hoef nie na hom toe te gaan nie, hy kom na jou toe. Beter as Checker 6060. Jy hoef nie spesiaal te wees nie, jy hoef nie 'n hoëpriester te wees om by die allerheiligste in te gaan nie. Enige mens kan by die allerheiligste ingaan en elke dag kan vir jou 'n groot versoendag wees. Daar's geen verskonings nie. Jy kan hierdie lewe, hierdie lewensvolheid in die nuwe tempel ten volle beleef, deur net in 'n verhouding met Jesus te staan. Dis al. Daar's nie 'n lang, moeilike, praktiese resep wat ek vir jou nou hier aan die einde van hierdie preek gee nie. Al wat jy moet doen is daar waar jy is, moet jy net sê, Here, hier is ek. 'n Pelgrim. Ek kom met 'n dors. Ek kom met honger om U te aanbid in gees en in waarheid, om in Christus te wees,
en om in hierdie nuwe tempel te wees. Dis al wat God van jou vra. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om vandag net hierdie waarheid te kan beleef, dat U die nuwe tempel is. Dat ons in U ons identiteit kry. Dat U God se teenwoordigheid na ons toe bring en dat U altyd daar is. En dat dit nie 'n tempel is wat ons ver na toe moet reis nie. Die tempel is net hier. En dankie Here dat ons almal welkom is. Niemand word uitgesluit nie. In Christus is daar nie meer 'n Jood of 'n Griek of 'n Jood of 'n heiden nie. Daar's nie meer man of vrou nie. Ons almal is een in Christus. Dankie vir Here in Jesus naam. Amen.